Ons bevind ons vandag vir 'n fees in Jerusalem. 50 dae voor vandag was daar ook 'n fees gewees, 'n fees waarin hulle die uittog uit Egipte herdenk, die Paasfees. En tydens daardie fees bevind die skepping, die planeet Aarde op die laagtepunt ooit, toe Jesus, die God van die heelal, sterf. Daarna het baie dinge gebeur. Hy het opgestaan, die mense het hom gesien, van tyd tot tyd het hy hulle verskyn, en hy maak 'n belofte oor die toekoms, wat hy sê, julle nie sal verstaan nie, maar wag net. En hier is ons vandag. Here, ons is in afwagting. As U ons gereed maak vir iets groots, weet ons dat daar nooit weer so iets sal wees nie. Dankie daarvoor. Dankie dat ons met opgewondenheid, met 'n stuk verwagting kan uitsien, dat wat U vandag met ons wil deel. Dankie Here. Amen. Ons lees Handelinge 2 van vers 1 af. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is tog almal Galileërs. Hoor elkeen van ons dan ons eie moedertaal, Perse, Medeërs, Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die dele van Libië om Sirene, mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en uit die veld geslaan. Party het vir mekaar gevra, wat kan dit tog beteken? Wat kan dit tog beteken? Die ondenkbaarste gebeure. Na die Paasfees het 50 dae verloop en hulle is weer in Jerusalem vir 'n fees. Maar hierdie fees is 'n fees van vrolikheid. Die oes word ingesamel, hulle die eerste gerwe gebring, hulle dank die Here dat daar 'n oes is. Hulle dank hom vir die versorging en hulle wy hierdie offer aan hulle en dan gaan hulle terug om die res in te samel. En daar is gesang en daar is gedans en dit is 'n opgewondenheid. En die disippels in daardie tyd, soos Jesus vir hulle gesê het, daar gaan iets groots gebeur, wag net, is die dag, toe die fees begin, ook by mekaar in 'n vertrek. En die volgende oomblik is daar die geweldigste geluid, 'n wind wat jy net hoor, wat skielik net kom, 'n geweldige stormwind, en hulle skrik, en die volgende oomblik kom hierdie reuse wind in hulle vertrek in. Hulle is totaal oorstelp. Saam met hierdie wind kom daar ook 'n vuur. En van hierdie vuur kom tonge op elke een van hulle. En skielik besef hulle dat iets geweldigs gebeur het en beleef hulle iets wat hulle nog nooit beleef het nie. 'n Stuk opgewondenheid, 'n stuk lewe, 'n stuk energie soos hulle nog nooit geken het nie. En hulle begin skielik totaal vreemd optree. Buite, terwyl die fees aan die gang is, hoor die mense ook die geweldige wind. Hulle het nou die vuur gesien nie, maar hulle hoor die geweldige stormwind en almal stop skielik. En die volgende oomblik kom hierdie klomp uit hierdie vertrek uit en hulle begin preek. En hulle deel die evangelie met hierdie verbaasde mense. Hulle praat oor die groot dinge wat God gedoen het.
Dit het rede, daar was baie energie geweest, kon vir party wanordelijk lyk, maar dit was nie. Die Heilige Gees het totale beheer gehad oor elkeen. En hierdie mense wat Jerusalem toe gekom het vir 'n fees, vir 'n opgewondenheid, kry iets baie, baie, baie groters. Want sien, die Bybel het van lankal af 'n plan gehad. En deel van hierdie plan het God in Exodus al met mense gedoen en daarna het die mense afgedwaal, maar God het bly terugkom en hierdie keer kom hy met sy meesterplan. Die kom van die geluid van die wind natuurlik herinner aan toe God in die mens aangekom het. Ons lees in Genesis dat hy sy asem in Adam ingeblaas het, in die mens ingeblaas het, en toe die mens asem gehaal en begin lewe. En dis iets daarvan om te sê, God is hier, en hy gee homself nou in mense in, die wind. Die vuur herinner aan 'n paar keer toe mense met vuur te doen gehad het. Ons weet van Moses, toe hy by die brandende braambos was, wat nie uitbrand nie, en hy skielik besef, hier is hy, in God se teenwoordigheid, is op 'n heilige plek, en hy voel so onwaardig. 'n Ander keer was toe die vuur op die berg Sinai gekom het, toe die volk daar was, en hulle die magtige teenwoordigheid van die Here beleef het. En hier gee hy, dis die simboliek waarby Handelinge aansluit. En nie gee hy een tree verder. As daar die vuur nie maar kom en weer weggaan nie, maar as hierdie vuur skielik verdeel in tonge. Nou daar staan nie, dit was 'n vuur nie, dit was soos 'n vuur. Dieselfde eienskappe van vuur, die God se teenwoordigheid, en vuur is ook iets wat reinig. Baie keer as ons vleis braai, dan brand ons eers die rooster op die oop vuur, sodat hy kan skoon word, dat ons die vleis kan braai. Iets van reiniging is hierdie tonge van vuur, wat soos vuur lyk, in elkeen ingaan. En skielik kom die Gees van God in elkeen. Hier staan, almal is met die Heilige Gees vervul. En dan kom iets wat vir ons van geweldige belang is. Wat het hulle gedoen toe hulle vervul is? Wel, die Bybel praat net van een ding. En dit is opvallend hoe konsekwent die Bybel dit noem. Hierdie een ding wat gebeur het, almal het begin om die evangelie te deel. As baie dinge wat gebeur, wat vir mense wys dat iemand se bekering grondig is. Een van die eerste dinge is dat sulke mense 'n behoefte het om hulle Bybels te lees. Ek sien dit talle kere. Dit word nie vir hulle gesê nie, as die Here beheer van hulle lewe oorneem, het hulle obsessie, 'n passie om die Bybel te lees. Is nie 'n wet wat jy vir hulle moet gee nie, of 'n dreigement nie. Hulle kry dit nie gekeer nie. En die tweede ene is dat hulle 'n onbeskryflike liefde vir mense skielik kry. Hulle beskryf dit as 'n liefde wat jy nie vir enigiemand kan beskryf nie. En nie 'n liefde vir jou mense nie, 'n liefde vir alle mense, vir vreemdelinge. En ons sien dit hier. Toe hierdie mense die Gees ontvang, toe kan hulle nie stil bly nie, toe wil hulle uitgaan en toe wil hulle gaan vertel. En hierdie is 'n aangrypende gedeelte van hoe hierdie vertel gelyk het. As hulle met die mense wat saam was, en nou beskryf die Bybel vir ons wie al hierdie mense was, wat saam was in Jerusalem. Hy sê dat dit Perse was, en Mediërs, en Elamiete, en mense uit Mesopotamië, en Judea, Kappadosië, van Pontus, van die provinsie Asië, van Frigië, Pamfilië waar Paulus vandaan gekom het, Egipte, en dele van Libië om Cyrene, en uit Rome. Daar was Jode, maar daar was ook mense wat die heidense geloof aangeneem het. Of die heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. Daar was Kretensers en Arabiere. Die Kretensers, die mense van die eiland Kreta, en Arabiere. Nou, hierdie mense wat saam was nie natuurlike vriende gewees nie. Hierdie was nou daar omdat hulle die Joodse geloof aangeneem het. Maar dis nie mense wat van nature van mekaar gehou het nie. En die verdeling wat ons sien wat gekom het by die toring van Babel, toe die mense in verskillende tale begin praat het en hulle uit mekaar beweeg het, dit was die natuurlike gewees. Mense voel bedreig deur ander mense wat nie soos ek is nie.
En in daai bedreigdheid begin jy drogbeelde op te bou van wat hulle met my wil doen, hoe hulle my wil doodmaak. En daar's 'n natuurlike wantroue tussen mense. En nou kom die Gees en hy draai as dit ware die toring van Babel se gebeure om en mense wat uit mekaar beweeg het, kom skielik na mekaar toe. Die taalwonder was 'n geweldige kosbare een. Ons weet van 2 plekke in die Bybel waar met tale gepraat is. Die een is hierdie in Handelinge 2, die ander is in 1 Korintiërs, is die Korintiërs in tale gepraat het, maar dit was nie dieselfde nie. Hierdie was verstaanbare tale, bestaande tale wat iemand gepraat het en hy self het nie die taal geken nie, hy is 'n Jood, maar skielik praat hy in Babylonies. En hy praat nie maar net nie, hy gee nie net enkele woorde wat hy ken nie, hy deel die evangelie in Babylonies. Hy het nog nooit met iemand Babylonies gepraat nie. Nou doen hy dit. En die een hoor hom en hy reageer op wat hy sê en sê, maar ek wil meer van hom weet, vertel my meer van hom. En hierdie een verstaan nie wat hy vir hom terug sê nie, want hy het net die taal gedeel. 'n Ongelooflike wonder en hierdie wonder was belangrik want dit het vir daardie mense gewys. Hier is iets uitsonderliks wat gebeur. En dit is die evangelie. Die evangelie het 'n taal van sy eie. Ons weet, ons ken nou die taal is die taal van liefde. En of jy hom kan hoor in 'n verstaanbare taal wat jy praat, of in 'n liggaamstaal, in 'n glimlag, in 'n uitreik, in 'n belangstelling, in oë wat sag is. Hoe jy dit ook al sien, as iemand jou sien, die Gees se taal praat, dan voel hy veilig by jou. Wat hierna gebeur het, is iets wat ons nie in woorde kan beskryf nie. As die mense vra, wat gaan hier aan? En Petrus dan vir hulle sê, kan ek julle vertel? En dan vertel hy die pad wat God met hulle geloop het. En hoe hy dan vir hulle sê, julle het hom gekruisig, maar vandag het julle 'n kans om dit reg te stel. Julle kan julle lewe vir hom gee. En 3000 kom tot bekering. Die evangelie het 'n doel om die grense wat ons het te oorspan. En as ons in Pinkstertyd dit nie snap nie, het ons eintlik niks gekry nie. Handelinge beskryf ons verder net een ding, hoe die evangelie uitgegaan het. Het hy begin, het God gewys, dis ek, en ek doen dramatiese dinge, en dis vir my 'n dringende groot ding, 3000 mense op een slag. Dit was nie die einde nie, dit was die begin. Daarna het dit uitbeweeg. Dit het so ver aanbeweeg, dis tot vandag saam met ons. Dis die geloof wat die vinnigste gegroei het, en dis 'n gegrondige groei. Dis nie met veldslaan, met oorlog wat mense oortuig is nie. Dis die Gees wat mense aanraak. En vandag nog is daar een antwoord vir die krisis en die nood in die wêreld. In 'n land soos Israel, waar mense gebore word met 'n geweldige weersin in mekaar, Arabier en 'n Jood. Maar daardie mense Christene word, is dit in een oomblik weg. Ek weet hoe dit my aanspreek en inspireer, as ek spesifiek Arabiere hoor vertel. Mense uit Gaza, wat tot bekering gekom het, en hoe hulle in een oomblik 'n totaal ander perspektief van Jode het, hoe hulle lief kry, en hoe hulle na mekaar uitreik. Die evangelie is die antwoord. Die evangelie is die antwoord vir die hele wêreld. En kom ons snap dit vandag. En ons kry 'n passie vir die evangelie. Natuurlik om ons, met mense wat ons pad kruis, wil ons bid so die Here vir geleenthede om die evangelie met hulle te deel. Maar ons het ook 'n aandeel in wêreldsending, dat die evangelie uitbrei ver buite ons grense. En die dinge wat gebeur, gryp ons geweldig aan lande wat ons glad nie die taal van verstaan nie, maar as ons sien hoe hulle Christen lyk, besef ons, hulle praat ons taal. Mense in China, in Indonesië, in Suid-Amerika. Dit is aangrypend om daardie mense te sien, hulle getuienis te hoor. China het op hierdie stadium die vinnigst groeiende Christelike godsdienst in die wêreld. As die Heilige Gees werk, is ons verstom. Maar ons wil nie uitgesluit bly daarvan nie. Ons wil nie die wonder van die Gees kry en niks daarmee maak nie. Kom ons wees deel en word deel van God se magtige beweging in die wêreld. Ek het iewers die grappie gehoor, want jy het ook al gehoor van in die kerk is daar 'n insameling vir die versending, en die diakens gaan om die geld in te neem, en toe die een diaken met die een oomie kom sê vir hom, "Boet, ek gee niks versending nie."
diakens die oom, dan moet jy vat, want is dit vir jou. As die Here ons raak, begin daar by ons 'n behoefte te kom, om uit te reik na mense wat hom nie ken nie. Mag hy vir ons wysheid gee, en mag hy vir ons gebruik. Here, hierdie is 'n wonderlike tyd. En ons het nie verstaan hoe hierdie wonder is nie. Ons het gedink op die beste dat daar dalk indrukwekkende dinge kan gebeur wat ons lewens beter maak. En nou sien ons dat ons deel is van u plan om die wêreld beter te maak. Mense aan te raak, mense te verander, mense na u te draai. En dit maak ons opgewonde. Ons wil daar wees waar u is. Help vir ons, Here, om kreatief te wees, om afwagting te hê. Help vir ons om uit ons verhouding met u 'n ingesteldheid te hê wat mense trek. Dankie vir Pinkstertyd. Dankie vir die nuwe tyd wat ons kan betree. Dankie, Heilige Gees, dat u by ons is. Amen.